Hallo daar en baie welkom by ons studie van die boek van Johannes. As jy vandag vir die eerste keer dalk hier by ons ingeskakel het, kan ek jou sê van harte welkom. Dis nog nie te laat nie, want ons is op die mooiste deel van die teks van Johannes. Ons het verlede week stilgestaan by die groot waarheid. Jesus het opgestaan. Maria Magdalena kom by die graf aan. Die ander evangelies sê vir ons dat daar's vroue saam met haar. Sy verwys ook later na die ons, wat gesien het dat hy nie meer daar is nie. Ons weet nie waar hy is nie. So sy en 'n paar vroue, dit word nie in Johannes genoem nie, maar het daar aangekom en sy beleef dit. Ons sien dat sy vir Petrus en Johannes gaan haal. Hulle het hierdie resies, hulle hardloop en Johannes wen en hy's die eerste een wat inkom en wanneer hy in die graf inloer, dan sien hy maar die doeke is daar. So heel duidelik, Jesus is nie daar nie, maar die bewys dat hy daar was, is daar. En Petrus stap sommer in. Hy gee nie nou om oor die reinigingsgebruike van die Jode nie. Hy gaan kyk en hy sien nie vir Jesus nie. Later gaan Johannes ook in. Hy kyk en die twee getuies, saam met Maria sin, bevestig natuurlik, ondubbelsinnig, Jesus het opgestaan. Hy is nie daar nie. Die Here is nie daar nie. Dis die bewys. En dan gaan Petrus en Johannes terug na die huis toe. En ons het laas keer vir mekaar sê, ons weet nie waar was huis nie, maar dit is verseker die byeenkoms van die gelowiges gewees. En wanneer Maria daar is, dan tref die diep hartseer haar net nog meer. En sy huil, en ek kan myself indink, die rou trane wat sy daar sou huil, die klank, die skit van haar lyf, die ontsettende hartseer. En dan kyk sy ook in die graf in, en sy sien twee engele. En hulle vra van mevrou, maar waarom huil jy? En terwyl sy dit sien en terugdraai, ek kan myself net indink hoe ongelooflik oorweldigend was hierdie nie alles gewees nie. Dan sien sy vir Jesus daar staan. Sy dink eers hy's 'n tuinier en dan noem hy haar op die naam, Maria. En sy noem hom Rabboni, my leermeester. Daai baie intense woord. En ek vermoed sy het hom vasgehou en vasgedruk en gehuil. En toe sê Jesus, moet my nie vashou nie, want ek is op pad na my Vader toe. Maar hier is die werk vir jou. Jy moet nou gaan vertel. Gaan vertel vir my disippels, gaan vertel vir my broers, dat ek so pad na my Vader toe, wat ook hulle Vader is. So Jesus baan die weg na die Vaderhuis toe. Dit wat hy vir hulle van vooraf vertel het, daar in Johannes 14, as jy nou byvoorbeeld dink. En Maria is op pad terug met 'n boodskap. Die eerste paaspreek van alle tye, dis Paaszondag, en sy word die eerste prediker. En wat is haar boodskap? Sy moet gaan vertel. Jesus het opgestaan. Hy is die Here. Is dit nie die mooiste boodskap nie, wat elke verkondiger van die goeie nuus in hierdie wêreld moet gaan dra? Die graf is leeg. Jesus het opgestaan. Kom ons bid dat die Here ons ook vandag verder op hierdie wonderlike reis sal neem. Christos anesti. Amen, alithos anesti. Die Here het waarlik opgestaan. U het, Here Jesus. En omdat hierdie opgestaan die Here is en leef, en omdat U weer kom, het ons hierdie voorreg om nie net stil te word en te dink nie, maar ook reikhalsend uit te sien na U terugkeer. Wanneer die liefde en die intense wonder wat Maria daai oggend kom beleef, wanneer dit ons in kan word. Wanneer ons 'n ervaring kan hê van sien. Maar Here, dankie dat ons kan glo, al het ons nie gesien nie. Kan glo omdat ons weet dat dit waar is. Kan glo omdat ons op die skouers staan van hulle wat fisies daar was, wat die voorreg gehad het om dit te kom beleef, en wat die verantwoordelikheid om dit met die wêreld te deel, so ernstig opgeneem het dat hulle met hulle lewe daarvoor betaal het. Asseblief wees aan die woord, ons bid dit in U naam. Amen. Johannes 20 vers 19. Daardie Sondag aand. Nou wat het nou alles al daai Sondag gebeur? Jesus het opgestaan, Maria Magdalena het dit beleef. Lukas vertel ons dan hoofstuk 24, dat die eerste pad wat Jesus stap, is nie triomfantlik terug in Jerusalem, dan na Pilatus toe en kom sê vir hom, tada, hier is ek nie. Nee, hy stap agter twee van sy disippels aan, volgelinge van hom, wat ontnigter wegstap. Onthou jy Kleopas en sy vrou. En Jesus stap eers saam, waarskynlik sy vrou. Jesus stap saam en gee vir hulle hierdie Bybelkunde 101 lesse. Hulle harte word warm, maar is eers van hulle afdraai en na hulle huis toe gaan, waar Jesus die rol van die gasheer inneem en brood breek, en dan sien hulle sy merke. Nou vermoed ek dat hulle dit beleef het, en dan sê Lukas vir ons, hulle het vinnig teruggehardloop na Jerusalem toe.
Ek vermoed dis daai selfde dag wat hulle teruggekom het en by die ander disippels aangesluit het en gedeel het dat die Here opgestaan het. Petrus en Johannes wat sou sê, maar die graf was leeg. Maria wat gesê het, maar ek het hom gesien. So nou is dit die aand en almal is by mekaar. Alhoewel die deure gesluit was, omdat hulle bang was vir die Jode. En dit is baie belangrik dat ons die vrees wat die Jode konstant ingeboesem het by mense, ook hierin raak sien. Na die kruisiging, na die stil Saterdag, die Shabbat, wat niemand nêrens heen kon gaan nie. Hierdie Sondag van absolute verwondering en nie verstaan nie. Nee, en vrees, al daai emosie. En onthou, as iemand oorlede is, het die Jode vir 7 dae gerou. Sitting Shivas, jy kan dit bietjie gaan Google, jy sal dit daar sien, waar jy sit in rou en verwondering en hartseer en verlange en genesing, alles so in een. Terwyl hulle by mekaar is, hulle is bang en onseker, het Jesus tussen hulle gaan staan. Nou of Jesus die deure oopgemaak het soos wat hy ingestap het, en of hy net skielik daar verskyn het, dit weet ons nie. Wat ons wel weet is, Jesus is fisies daar voor hulle. Hulle sien hom. Hy het voor hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Nou die typiese Joodse groet was om 'n regterhand oop uit te steek en te sê, Shalom. Om daardeur te sê, ek bring nie 'n wapen nie, ek kom in vrede. As Jesus dit sou doen, Shalom, dan weet ons dat hulle die merk aan sy hand sou sien. Die deurboorde hand van die Vrydag. Die hand wat aan die kruis gehang het. En hom daar gehou het, toe hy sê het, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hier is die hand van groet nou, vir hulle. Vrede vir julle. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande vir hulle, en sy sy vir hulle. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Hoe teenstrydig is hierdie nie. Wat boesem die Jode in? Vrees. Wat bring Jesus? Vrede. Waartoe lei die vrede van Jesus? Tot vreugde. Hulle beleef 'n innerlike vreugde, want Jesus leef. Dis nie net Maria wat dit gesien het nie, maar sy disippels ook nou. En hier's die belangrike, die feit dat hulle Jesus se merke gesien het, die feit dat hulle die wonde gesien het wat daar was, nê? In die verreëse liggaam, die opgestaande liggaam van Christus, sê vir jou en my, Jesus het nie metafories opgestaan nie. Hy het nie simbolies opgestaan nie. Hy het nie net in die gees, soos wat die Jehova getuies sou wou sê opgestaan nie. Nee, hy het fisies uit die dood uit opgestaan. Hy het fisies die dood oorwin, en hy het fisies in hulle midde verskyn. Ons gaan later sien dat hy fisies vis braai en eet. Ons weet hy het fisies saam met Kleopas en sy vrou daai oggend geëet. En nou, kom kyk na die merke. Iemand het dit so gesê, hy sê dat die merke aan ons lyf is identiteitsmerkers. Jy weet, as jy iemand sou wou uitken, dan sou jy wil gaan kyk aan die merke, want die merke sê wie dit is. Jesus word geken aan die merke. Die merke van die dorings, die merke van die spykers, die merke van die spies, die merke wat die mens aan die Messias toegedien het. Nee? Hulle kan hom sien en hulle weet ondubbelsinnig, dit is hy. Weereens bring Jesus Shalom, vrede vir julle. Nou vrede beteken 'n baie groter woord as net wat soms in die musiek dalk gesing sou word. Vrede is God se soewereine heerskappy. Vrede is die geskenk wat Jesus gee. Vrede vir julle, sê hy weer. En dan hierdie opdrag wat hy in Johannes 17 gebid het, sê hy nou in Johannes 20 vir hulle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Hierdie is baie belangrik. Ons het tot op Here in Johannes Evangelie gesien, soos Vader, so die Seun. Nou sien ons deel 2 van God se sendingopdrag na die wêreld toe. Hy het die wêreld so lief gehad dat hy sy Seun gestuur het, né? Sy Seun gegee. Nou het hy die wêreld so lief dat hy sy disippels stuur om dit te gaan vertel. Hoor jy God se sendingopdrag? Die erns daarvan. Jesus sê, soos ek, so julle. En Jesus was so getrou aan sy opdrag, dat hy nie een woord wat hy moes sê, nagelaat het om te sê nie. Nie een daad wat hy moes doen, nagelaat het om te doen nie. En nou gee hy die
die stokkie as dit ware oor. Die gesag waarmee hy gekom het, die gesag van die Vader, gee hy oor vir sy disippels, om dit verder te gaan leef, soos hy sou leef, om die boodskap van sy verlossing te gaan verkondig. En hoor dan net hierdie belangrike, nie net word hulle dit gesê nie, hulle word ook toegerus om dit te gaan doen. Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. Dieselfde Here wat in Genesis 2 asem blaas en die mens word 'n lewende wese, is die Here wat blaas en die Gees kom woon in die mens. Nie net is die Gees teenwoordig om nie, die Gees is teenwoordig in. Die Gees wat teenwoordig was by Jesus se doop. En wat het Johannes in hoofstuk 1 oor Jesus gesê? Hy sê julle met die Gees doop. En hier kom Jesus en hy blaas oor hulle. Vers 33 van hoofstuk 1 sê dit. Vers 23, as julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. En as julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. In die Grieks beskryf hierdie 'n proses van vergifnis wat gebeur en onvergifnis wat gebeur. En hierdie het nie te doen soos wat die Katolieke Kerk sou sê, die taak was aan die priester om te kan vergewe of vry te spreek nie. Hierdie het te doen met die voorafgaande. En wat sê die voorafgaande? Julle gaan die Heilige Gees kry. En wat gaan hy kom doen? Hy gaan julle help om die voorafgaande te laat gebeur. Soos ek gestuur is, so word julle gestuur. Waarmee word julle gestuur? Om die boodskap van Christus te gaan deel. En wat is die boodskap van Christus? Wel, hy het betaal vir jou sonde, as jy in hom glo word jy vry. God het nie sy seun gestuur om oordeel te bring nie, maar om die wêreld te red, sê 3 vers 17. So wat moet die gelowiges doen? Gaan verkondig die boodskap van vergifnis. En as daar nie geglo word nie, dan is dit onvergifnis. As daar geglo word, Johannes 8, as jy seun jou vrymaak, is jy waarlik vry, is daar vergifnis. Sien jy dat die direkte realiteit of die direkte gevolg van Jesus se daad was? Verdeling. Jy kies vir hom of teen hom. Vergifnis of onvergifnis. Die disippels word gestuur agter Jesus aan met hierdie boodskap. En waartoe lei dit? Vergifnis en onvergifnis. As jy nie glo nie, gaan jy nie vergewe word nie. As jy glo, word jy vrygespreek en nuut gemaak. Dis die boodskap. So gaan vertel dit vir hierdie wêreld, en vertel dit met die krag van die Gees. Die belangrike van hierdie vasmaak, losmaak, vergewe, nie vergewe, is 'n juridiese term wat die Jode gebruik het vir 'n regter se uitslag. Nou, wie is die regter? God. God het nie gestuur, sy seun stuur vir oordeel nie, maar vir redding. Maar as jy die redding nie aanvaar nie, dan draai jy rug op God se antwoord, op God se oplossing vir die probleem, op God se grootste geskenk. Dan sê jy, ek wil dit nie hê nie, en dan draai jy die gevolge daarvan. Thomas, wat ook Didymus genoem is, een van die 12, was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie. Hoekom dit belangrik was, is om net te kan sê, dat hy was nie een wat beleef het dat Jesus opgestaan het nie. Maar hier's nou die interessante, hoor net sy woorde, en kyk direk daarna wat gebeur. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Hulle kom met 'n getuienis, ons het dit beleef. Nou Jesus het gesê, gaan vertel vir die mense, jy is gestuur. So die eerste persoon van die gestuurdheid is Thomas. Thomas, ons moet vir jou vertel, né? Die Here het opgestaan, ons het hom gesien. Thomas se reaksie is so eie aan die reaksie ook van die wêreld van vandag. En die vraag is, wat maak ons met mense wat so reageer? En kom ons leer vandag by die disippels hoe hulle dit gedoen het. Hy sê toe vir hulle, as ek nie die merke van die spykers aan sy hande sien, en my vingers in die merke van die spykers steek, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. Thomas sê, ek soek die bewyse. Vandag nog soek mense die bewyse. Dis wat mense soos J. Warner Wallace en Lee Strobel, dis Kyle sy seun, Lee Strobel, na plekke toe gebring het waar hulle gesê het, ek het gaan kyk, ek wou seker maak, gaan kyk 'n bietjie Josh McDowell, sy hele storie ook, sy getuienis, gaan presies oor dit, ongelowiges, ateïste, mense wat kies om nie te glo dat daar 'n God is nie, wat sê, maar ek wil die bewyse gaan soek, ek wil gaan navors, ek wil gaan seker maak, ek en jy moet nie glo net omdat ons het gehoor het nie, ons moet glo omdat dit die waarheid is.
Ons moet glo maar dat die waarheid is, en as jy dit glo as die waarheid, en jy weet is die waarheid, hoe verander dit nie jou lewe nie. Maar Thomas se kritiese vraag hier is belangrik, want dit sê, die disippels het nie dit net goedsmoeds gevat nie. Hulle het dit nie net aanvaar, omdat jy so sê, nou sê almal maar so, en nou is ek ook maar in nie. Thomas is 'n gefokuste man. Hy wil weet, hy wil seker wees. Waartoe sou jy gaan as jy sê, as ek dit nie gesien het nie, gaan ek nie glo nie? Sou jy weggaan? Of sou die disipelkring so mooi en so goed wees, dat jy kan naby bly? Is die mense wat krities is teenoor die evangelie, is hulle welkom by ons? Is die spasies oop, dat hulle daar kan wees, met hulle vrae, met hulle wonder? Kyk wat gebeur. 8 dae later, vers 26, so dis nou die maandag, né? Was Jesus se disippels weer by mekaar. En Thomas was by hulle. Hoor mooi, hy's daar. Hierdie keer is hy by hulle. Hulle het hom nie weggegooi nie. Hulle het hom nie hanteer as iemand wat nie welkom is nie. Thomas met sy vrae en sy onsekerheid en sy nie verstaan nie, is daar. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê, vrede vir julle. Weereens, shalom. Geslote deure, oop deure. Jesus verskyn, hy is daar. Shalom. Daarna sê hy vir Thomas, Jesus se eerste beweging vir hierdie volgende besoek aan sy disippels is Thomas. Voorheen was dit Kleopas en sy vrou, en toe die disippels, Maria Magdalena, nou, Thomas. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande, en bring jou hand en steek hom in my sy, en moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. Jesus kom maak letterlik vir Thomas hier vry. Hy kom maak hom los. Hy kom maak hom los van dit wat hom gebind het. Hy kom maak hom vry sodat hy kan glo. En hoe doen hy dit? Deur presies in sy taal in te praat waarmee hy worstel. En deur daai aanhaling te maak, om presies die vraag te antwoord wat Thomas 8 dae terug gevra het, beteken Jesus was bewus. Net soos met Nathanael. Net soos die hele tyd in Johannes, waar Jesus weet wat mense dink en wat hulle sê. Hier praat hy in Thomas se diepste begeerte in. Kom voel, kom beleef. Hierdie is 'n baie krities belangrike oomblik in die geskiedenis van die Christendom. Want wat Thomas hierna sou beleef en wat hy sou bely, is presies die belydenis wat die kerk deur die eeue heen bely. En dit is, Thomas sê toe vir hom, dis vir Jesus, die Here van vrede, my Here en my God. Thomas het 'n baie persoonlike ontdekking. En nou is dit nie die Here en die God nie, maar myne. Hy kom bely, net soos Maria Magdalena gesê het, waar het julle my Here gesit? Net soos Johannes die disipel wat sê, ek het tot geloof gekom in daai oomblik. Net so kom sê hy, Here, U is my Kyrie. En die woord Here in die Ou Testament word vertaal met Jahwe. Jesus die naam bo alle name, soos by sy kruis, né? En my God. So die godheid van Christus word ondubbelsinnig deur Thomas erken en bely. Hierdie Here wat homself kom gee. Hierdie Here wat vir sy volgelinge sê, julle is my broers, want dis hoe dit lyk in die familie van die Vader. Ek wil hê julle moet een wees, sê Johannes 17, toe Jesus dit gebid het, soos ek en die Vader een is. Wat nie homself vashou aan sy eie eer en heerlikheid, soos wat Filippense 2 dit so mooi beskryf nie. Nee, hy gee weg. Hierdie Here openbaar hom nou aan hierdie man. En Thomas kom by die mooiste belydenis uit. My Here en my God. Hierdie sou die eerste geloofsbelydenis wees. So ons het nou al die eerste paasboodskap en ons het die eerste geloofsbelydenis. Alles in die eerste 8 dae van die kerk. En toe sê Jesus vir hom, glo jy nou omdat jy my sien? Gelukkig is die wat nie gesien het nie en tog glo. Gelukkig, Makarios, welgeluksalig, bevoorreg is hulle wat dit nie gesien het nie en tog glo. Want hulle wat glo sal glo op grond van julle getuienis, op grond van wat julle deel. Petrus sal later sê, maar julle het dit self beleef. Nie dat julle dit self gesien het nie, maar julle het self tot die oortuiging gekom dat dit die waarheid is. Gelukkig is hulle wat tot geloof kom. Jesus in Johannes 17 gebid, hy sê, ek bid ook vir hulle wat deur ander se boodskap tot geloof in my sal kom. Hoor net wat sê oom Don Carson hieroor.
Hy sê, the confession, my Lord and my God, is remarkable for its theological grasp. Whether or not Thomas fully understood his own words, this unmistakably high conception of the divine nature provides a fitting conclusion of John's record of the path of faith. Johannes kom skryf neer wat gebeur wanneer jy tot geloof kom. Jesus is die Messias. Jesus is die Seun van God. Jesus my Here. Jesus my God. Vers 30, Jesus het nog baie wondertekens wat in hierdie boek beskrywe is vir sy disippels gedoen. Hoor dit maar, Johannes sê, as nog so baie wat Jesus gedoen het, maar hoeveel wondertekens het Jesus gedoen in die evangelie? 7. 7 is opgeteken. En sy laaste natuurlik, laaste is dat die dood het opgestaan het. Die grootste wonder, Jesus wat die dood oorwin. Nie waar nie? Nee? Nou kom sê Johannes, hy het so baie ander gedoen, wat nie in hierdie boek opgeteken is nie. Ek bedoel, so dit 7 plus, en dan kom hy by die hoogtepunt van hierdie hele evangelie. Hy sê, maar hierdie wondertekens, hierdie 7, is beskrywe, sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo in sy naam die ewige lewe kan hê. Wat is die ewige lewe? Om die Vader en die Seun te ken. Om in verhouding te wees, om te weet die Gees kom woon binne in jou, om dit vir altyd te hê. Hoekom is hierdie neergeskryf? Omdat ek Johannes 'n gestuurde is. Hoekom pen ek dit vir julle neer? Ek wil hê julle moet kan sien hoe wonderlik goed en mooi en ryk hierdie boodskap van Jesus is. Hoe die betekenis van sy lewe hierdie wêreld verander. Maar meer nog, ek het dit geskryf sodat julle kan glo dat Jesus die gesalfde is, dat Jesus die Seun van God is, en dat deur in hom te glo, julle die ewige lewe kan hê. Dis opstanding Sondag, dis 'n week later, en die opstandingsgebeure verander steeds lewens, waarvan Thomas die eerste is. Mag ek en jy wat hierdie woorde lees, ook hoor dat wat Jesus vir Thomas sê, deur hierdie woorde wat Johannes neerskryf waar word. Gelukkig is hulle wat nie gesien het nie, en tog glo. Geloof is nie blind nie. Geloof is 'n vaste versekering. Geloof is om te gaan kyk, te gaan navors, te gaan weet. Hierdie Here is die ware Here, daar is niemand soos hy nie. Dis die waarheid, en daarom bind ek my lewe daarin. Ken jy hierdie Jesus? Het jy hom al gevra om die Here van jou lewe te wees? En as jy erken dat hy God is, glo ek, jou lewe wys dit in hoe ek en jy leef. En in hierdie tyd, waar die wêreld dit so nodig het, mag ek en jy opnuut aangevuur word, om te hoor Jesus se opdrag. Soos ek na die wêreld toe gestuur is, so stuur ek julle. Met die bekragtiging van die Gees, met 'n vaste opdrag. Dankie Here Jesus vir hierdie ontsettende mooi teks. Vader, ons het groot geword met die woorde Thomas die twyfelaar. Maar vandag sien ons Thomas wat geworstel het met sy geloof, om seker te maak dat dit waar is, om seker te wees, jy is die een is wat ons neem na die mooiste belydenis toe. Ons lewe is vol mense wat van tyd tot tyd twyfel, wat sukkel, wat worstel. Dankie dat ons by die disippels kan leer, dat ons 'n spasie kan skep, ook vir hulle om naby te bly, en hulle nie te vervreem nie. Here, vir hulle wat wonder, en wat graag wil seker wees, bid ek sodat dit ook by hulle 'n realiteit sal word, om te kan deel in die belydenis van Thomas. My Here en my God, ons erken dit vandag, tot eer van U naam, Here Jesus. Amen, amen. Ek nooi jou om saam te reis volgende week, wanneer ons stil staan by die laaste hoofstuk van hierdie besondere evangelie. Mag jy 'n mooi week hê.